net lekker orrel. Was heerlik. Kom ons bid saam. Here God almagtig, Abba Vader, U wat in die hemel is, maar U wat ook hier by ons is, in ons, en deur ons werk. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Here, ook vanoggend in hierdie erediens, kom bid ons vir U koninkryk, vir dit waarmee U besig is in ons gemeente, dit waarmee U besig is in Bethlehem, in Suid-Afrika. Here, mag ons saam met U hande vat en besig word met dit waarmee U reeds besig is. Here, laat U wil geskied in ons gedagtes, in ons harte, in ons woorde. Here, begin in hierdie erediens om U wil in ons harte te laat seëvier. En Here, dat dit dan ook verder sal gaan wanneer ons uitstap by hierdie deure. In alles kom bid ons, Here, laat U naam verheerlik word. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees vanoggend uit 'n brief van Paulus. Daar is 'n paar briewe wat ons 100% sekerheid het oor dat dit briewe is wat deur Paulus geskrywe is, en een van hierdie briewe is 1 Korintiërs. En ons lees vanoggend saam uit 1 Korintiërs 15 uit, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 11, en dan bietjie later wil ek wel vers 12 tot 20 ook saam met julle lees, en julle sal bietjie later in die preek verstaan, hoekom ek tog hierdie groot gedeelte ook met julle wil deel. Kom ons begin dan by vers 1 van hoofstuk 15, en die opskrif hier in die 83 vertaling is, die opstanding van Christus. Ek herinner julle broers, en natuurlik weet ons, dit beteken ook susters, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, Sefas is Petrus, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Vriende, in hierdie gedeelte, hoor julle, ek dink julle kan agterkom, hier 'n klomp goed aan in die agtergrond was daar aan die gang gewees. En ek hoop dit laat julle so 'n bietjie nuuskierig word oor wat is die agtergrond van hierdie brief aan die Korinte. Wat het hier gebeur? Nou om net julle 'n bietjie te help om hierdie beter te verstaan, wil ek vinnig met julle deel. Korinte was 'n ongelooflike groot stad. Dit was 'n hawe stad en hy was op 'n hoofhandelsroete. Dit beteken daar het verskriklik baie verskillende mense deur die stad Korinte gegaan. En baie verskillende mense, ryk mense, arme mense, Grieke, Jode, allerlei verskillende mense het deur die stad Korinte beweeg. Natuurlik beteken dit dan dat daar baie invloede was in hierdie stad. So wanneer
Paulus in hierdie stad was, het hy 'n gemeente bymekaar gemaak en hy het eintlik 'n kerkie gestig. Hierdie kerkie het in verskillende huise bymekaar gekom, maar dan het Paulus weer weggetrek na sy volgende plek toe. En dan is hulle alleen gelos. Nou moet hulle aangaan met hierdie boodskap. En dan het daar baie keer invloede van ander kante afgekom. Mense wat nie suiwer evangelie verkondig het nie, wat nie die verhaal van Jesus suiwer verkondig het nie, wat nie die regte goed gedeel het en gesê het soos wat dit hoort nie. En daarom het daar klomp vrae begin opkom. Nou moet julle verstaan, hulle is 'n gemeente wat bestaan uit Jode en Grieke. Dit beteken hulle het heeltemal verskillend groot geword. Nou dis amper soos wanneer mens trou, dan kom jy agter hoe verskillend het mens groot geword, nê. Nee. Hulle het heeltemal verskillende verwysingsraamwerke gehad. Die Jode het baie streng reëls gehad oor wat hulle mag eet en nie eet nie, en hoe hulle moet eet en waar hulle moet eet en wanneer hulle moet eet. En die Grieke het enige ding geëet. Die Jode is besny, seentjies op die 8ste dag. Die Grieke wou niks van sulke dinge weet nie. En daar was groot bekleierye rondom hierdie verskille. Nou kom sê Paulus vir hulle, kom ons kom terug na die kern toe. Nou as ek sommer met julle eerlik kan wees, dis graag wat ek ook by algemene synodes en synodesittings wil doen. Ek wil eintlik kom sê, kan ons net gou hierdie randsake wegskuif, kan ons na die kern toe kom. Want dit is wat ons een maak in Jesus Christus. Hierdie boodskap van verlossing, die goeie boodskap. Evangelie beteken nie 'n leerstelling nie. Evangelie beteken doeteenvoudig die goeie nuus. En as ons dit bietjie meer spesifiek kan sê vanoggend, die goeie nuus oor Jesus Christus. En hier kom deel Paulus met ons. Wat is hierdie kern van ons geloof? As jy wil kan onderskei wat is randsake en wat is kernsake, waaroor gaan gesprekke wat ek nie kan buig nie, dinge wat kernbelangrik is, wat ek nie ander idees oor kan eers oorweeg nie, gaan dit oor hierdie wat hy sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, so hy sê, ek het dit met julle gedeel, maar ek kry dit ook van iemand anders af, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf. So Jesus het met 'n doel gesterf. Hy het gesterf aan die kruis, maar dit was met 'n doel en dit was my en jou sondes wat hom gekruisig het. Volgens die skrifte, hy is begrawe, so hy het dood gegaan. Daar's bewyse daarvoor dat hy begrawe is en hy is opgewek. Volgens die skrifte. Nou kom sê Paulus, julle hoef nie my stories vir soetkoek op te vreet nie. Ek het die bewyse hiervoor. Daar is goeie bewyse daarvoor. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk. En wat vir my nogals regtig belangrik is die woorde wat hierop volg. Van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. So is maklik om te sê, Jesus het aan 500 mense verskyn, maar skus, hulle is nou almal oorlede, hulle kan nou nie vir jou sê nie. Dis mos nou 'n maklike manier. Maar hier sê dit vir ons, nee, hierdie 500 mense aan wie Jesus te gelyk geskryf het, meeste van hulle lewe nog, jy kan hulle gaan opsoek en hulle gaan vra. Hierdie is baie geldige getuienisse. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. Heel laaste, nou sê Paulus, heel laaste het hy ook aan my verskyn. Die misgeboorte. Nou miskien wonder julle, hoekom praat Paulus nou hier van hom self as die misgeboorte? Paulus was selfs in die kerk, onder mede-Christene was hy baie keer veroordeel en was hy lelik behandel baie keer. Van hulle het hom die misgeboorte genoem en daar was bespiegelinge gewees oor, is hy nou apostel of is hy nou nie? En onthou, hy het die kerk eerste vervolg en party mense kon nooit oor dit kom nie. So Paulus het dit hard gehad. Nou kom sê hy vir homself, dis reg, ek is okay, julle kan my maar 'n misgeboorte noem. Hy sê, ek is die misgeboorte. Maar Jesus het aan my, hierdie misgeboorte, hy het aan my verskyn. Sy genade was vir my gewees. En daarom deel hy hierdie evangelie met ons. Vriende, die goeie boodskap is dat Jesus het opgestaan uit die dood uit. Dit is die belangrike van ons evangelie.
Ons kan nie daai deel uitlos nie. En ek weet ons fokus baie op die kruisiging en dit is reg so, dis 'n belangrike deel van ons evangelie. Maar daar waar ons goeie boodskap alles kom verander, is wanneer ons hoor Jesus het opgestaan uit die dood uit. Ek moet vir julle eerlik sê, ek het bietjie vergeet hoe belangrik dit is, tot ek weer begin voorbereiding doen het vir hierdie preek, en dit het iets in my hart kom verander, want ek het besef, wat 'n krag is daar in Jesus se opstanding. Hoe belangrik was dit dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Dit was nie 'n mite nie, dit was nie 'n storie nie, hy het werklik opgestaan, daar was getuies daarvan gewees. Vriende, wat dit vir my en vir jou beteken, is in die eerste plek dat Jesus is God. Hy was mens hier op aarde, maar hy is God. Daarom is hy opgewek uit die dood uit. Wat dit verder vir my en vir jou kom sê is dat ons aan die kant van die oorwinnaar staan. Die oorwinnaar oor die dood en oor die duisternis. Ek wil graag bietjie meer uitbrei daaroor, maar ek wil dit met Paulus se woorde doen. Kom ons lees nou saam vanaf vers 12 tot en met vers 20. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling uit die wat gesterf het. Nou ek weet, hierdie klink vir julle soos 'n mond vol en 'n paar groot woorde, maar kom ek verduidelik dit net gou eenvoudig. Paulus kom sê, as Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, het ons nie hoop gehad op 'n ewige lewe nie. Dan was hierdie lewe al waarvoor ons gehoop het, al waarvoor ons geleef het, en dan sê hy, is dit bejammerenswaardig. Dan leef jy sonder hoop. Wanneer 'n geliefde doodgaan, glo jy dis die einde. Wanneer hierdie wêreld met sy seer en sy wrede en vieslike goed gebeur, dan glo jy dis al wat daar is. En dit is bejammerenswaardig, as dit al is wat daar is. Paulus sê, omdat Jesus opgestaan het uit die dood uit, daarom het ek en jy hoop. 'n Ewige hoop. Daarom hoop ek ook op my ewigheid. Daarom kan ek hoop dat ek uit die dood uit gaan opstaan. Dat my familie wat vir Jesus liefhet ook uit die dood uit gaan opstaan. Dat hierdie lewe, al is hy wreed en vieslik en verkeerd en donker, is hierdie nie al wat daar is nie. Ons is op pad na 'n beter lewe toe. Die ewigheid saam met Jesus. Dit is ons hoop. Paulus gebruik 'n pragtige woord, hy kom sê in vers 20, maar nou Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Daai woord, die eersteling, was gebruik met die oeste. Nou vir julle wat nou met hierdie nattigheid so lank moes wag om die oeste van die lande af te haal, weet ietsie van daardie vreugde as daai eerste wa daar by die stoor aankom. In daardie tyd was dit nog meer so, want hulle landerye was baie keer ver weg van hulle gewees. En onthou, hulle het nie kommunikasie met selfone gehad nie, so hulle het nie eintlik geweet wat gaan aan die ander kant aan nie. Maar dan as daai eerste wa aangery kom, dan het hulle hom die eersteling genoem, sodat hulle hierdie woord gebruik. Die eersteling van die oes. Daai eerste wa het aangekom, dan weet hulle, hou die horison dop, daar kom die ander waans. Die oes is besig om in te kom. Dit was 'n vreugde. Nou hier lees ons Jesus
is soos daai eerste vrag oes, daai eerste wa wat ingekom het. En daarom sê Paulus, omdat Jesus opgestaan het uit die dood uit, het ons hierdie verwagting dat ons ook uit die dood uit gaan opstaan. Dit is wat die opstanding van Jesus beteken. Dit beteken vir my en vir jou ewige lewe. Dit beteken hierdie is nie jou einde nie. Dit beteken jy lewe vir 'n hiernamaals, vir die ewigheid. Vriende, vir my beteken dit ongelooflik baie, want hierdie wêreld met sy seer, met goeters wat ek dink die Here se hart pyn, soveel goeters, ek praat met my boetie, hulle is 'n seentjie oor 'n klomp geskiedkundige goed, onder andere die Nazi's, die Duitsers wat die Jode vermoor het, dis onder andere een van die slegte dinge wat in hierdie lewe al gebeur het. En dit laat my dink aan soveel sleg wat al in die naam van die Here gepleeg is. Soveel tirannie, soveel aaklige, slegte, donker goed, wat al in die naam van die Here aangevang is. Die kruistogte, Christene wat mense doodgemaak het as hulle nie gesê het hulle glo in Jesus nie. En ek dink Jesus se hart breek, en partykeer wonder ek hierdie wêreld, waarna toe is ons op pad? Dit voel vir my partykeer niks raak beter nie. Dit voel vir my, dis net weer die volgende ding, ons sit nou met Israel en Hamas. Daar word nou nog mense doodgemaak. Dit gaan al vir maande aan. Ons is nou maar net gewoon daaraan, maar die verskriklike slegte goed gebeur in die naam van die Here. In ons eie lewens kom ons partykeer te doen met goed wat regtig sleg is, goed wat onregverdig is, goed wat ons weet die Here se hart breek. Julle weet, ek en Adrian is ook baie lief vir die natuur, en ek het dit ook net in hierdie tyd weer agtergekom, hoeveel skade word aan die natuur gemaak, en ek dink net hoe dit die Here se hart breek, hierdie pragtige goed wat hy gemaak het, hierdie pragtige welige bome en plante wat vernietig word, koraal wat amper nie eers meer bestaan nie, en al die goeders word so afgebreek, sy hele natuur word afgebreek. Mense word verniel. Ons verniel onsself, die Here se skepping. En ek dink by myself, moet die Here nie maar kom nie. Is dit nie maar tyd dat hy moet kom nie? En is daar hoop op verandering? Is daar hoop dat dit gaan beter raak? Want dit lyk vir my net of dit slegter raak. Ek weet ek klink nou soos 'n doemprofeet, maar dis eerlik wat in my hart aangegaan het in die laaste tyd. Dit voel vir my, ons breek net af, hierdie mensdom is eintlik, dit voel vir my partykeer die wreedste spesie wat daar is. Ons breek en verniel net. Dit lyk vir my partykeer of dit alles wat ons kan doen. Dan dink ek, wat is die hoop? En 'n baie bekende teoloog het my regtig hiermee gehelp in hierdie laaste tyd, en ek wil graag dit met julle deel, en ek sal dit in Afrikaans daarna verduidelik, maar ek wil net eers dit in sy woorde met julle deel. N.T. Wright skryf, "What you do in the Lord is not in vain. You are not oiling the wheels of a machine that's about to roll over a cliff. You are not restoring a great painting that's shortly going to be thrown on the fire. You are not planting roses in a garden that's about to be dug up for a building." En dan kom verduidelik hy, al is dit so moeilik om te verstaan, amper so moeilik soos die opstanding self. Every act of love, gratitude and kindness. En dan noem hy 'n klomp voorbeelde om 'n kind te leer, om iemand wat siek is te versorg. Hy noem 'n klomp voorbeelde op. Hy sê, "This will make everything that makes the name of Jesus honored in the world. All of this will find its way through the resurrection power of God into the new creation that God will one day make." Om dit in plain Afrikaans te verduidelik. Dit waarmee ek en jy op hierdie aarde besig is. As dit is om Jesus te eer, to honor Jesus in the world. As dit is om sy koninkryk te bou, dan is dit waarmee jy besig is, iets wat ewigheidswaarde het.
dan gaan jy dit sien in die ewigheid. Jy gaan die produk daarvan, die resultate daarvan ook in die ewigheid sien. Dit is nie iets wat te vergeefs is nie. Dit is nie iets wat jy gaan verloor en wat nie waarde het nie. Dit het waarde, omdat ons in die opstanding glo. Omdat ons in die opstanding glo, het wat ek en jy doen in die Here se naam en vir die Here en vir sy koninkryk, gaan vir ewigheid duur en gaan in die ewigheid hou. Vriende, dit verander vir my alles. Dit verander vir my hoe ek hierdie lewe aanpak. Dat ek hierdie lewe, my daaglikse taak met hoop kan aanpak. Ek weet nie of julle al so iets beleef het nie, dat julle baie tyd en energie in 'n ding ingesit het, en dan het jy dit verloor nie. En jy het al daai werk verloor nie. Ek het in my finale jaar, moet jy 'n skripsie skryf. Nou om julle 'n idee te gee, jy moet so 150 woorde hê. Dit is nogals, 150 bladsye, ekskuus, 150 woorde is niks. 150 bladsye hê. Dis so 5 massiewe take aan een. En ek onthou hierdie ding soos 'n berg vir jou gelê het, en jy het begin en jy begin oplees, klomp verskillende werk, en dan moet jy hierdie goed in woorde opsit op 'n papier, en dan uiteindelik kom jy by dit uit, en jy begin te tik. En so het ek my skripsie klaar uiteindelik, en ek gaan na 'n selgroep toe. Ek is besig met die Here se dinge, en wragtig, daar steel hulle my laptop uit die kar uit. En ek het nie my laaste 3 hoofstukke iewers gesave nie. Ek weet, dis baie dom, maar toe is dit nou daar, en dit is toe nou weg. Maar daai gevoel van ure en ure se werk, energie wat jy ingesit het, 'n produk wat jy gekry het, wat jy voel iets werd is, en dan jy hom net verloor. Daardie gevoel, ek weet nie of julle dit al beleef het nie, maar dit is wat ek partykeer voel, as ek dink oor hierdie lewe, dit waarmee ek besig is elke dag. Maak dit 'n verskil? Wat beteken dit? Alles gaan maar net dieselfde aan. Dit lyk nie asof daar iets verander nie. Dit lyk nie asof mense altyd verander nie. Die wêreld bly maar nog steeds 'n gemors. Dan kry ek weer daai gevoel van, wat beteken al die goed? Dit is vir niks. En dan sê Paulus vir ons, en dan sê N.T. Wright vir ons, nee, moenie dinge verkeerd verstaan nie. Jy wat in Jesus is, jy moet weet, Jesus se opstanding beteken ook jou opstanding uit die dood. En dit beteken, dit wat jy hier op aarde doen, en wat jy mee hier besig is, met God se koninkryk en Jesus se werk om hom te verheerlik, dit gaan vir ewig duur. En dit gaan nooit verlore gaan nie. Dit gaan altyd waarde hê, ook in die koninkryk in die ewigheid. Ek hoop dat dit vir jou ook 'n stuk hoop bring vandag, dat dit waarmee jy besig is, dat dit ewigheidswaarde het. Dit is ook natuurlik 'n uitdaging. Dit daag my en jou uit om mooi te dink oor waarmee ons besig is. Want as jy besig is met verkeerde goed, gaan jy aan die einde van jou lewe kom en sê, waarvoor was dit alles? My ma het nou onlangs afgetree, en sy vra hierdie groot vraag. Al hierdie jare, sy was 'n dosent gewees, al hierdie jare wat sy studente deur haar laat gaan het, wat sy so in mense se lewens gepraat het en gewerk het, wat 'n verskil het dit gemaak? Vriende, moenie te lank wag voordat jy die vraag vra nie. Vra dit nou, julle jonges, vra dit nou. Want dit gaan jou lewe verander. Wat ek doen, is dit goed wat net vir hierdie lewe is, of is dit goed wat ewigheidswaarde het? Moenie lewe vir goed wat net vir nou is nie. Dis nie genoeg vir mens nie. Jy's gemaak met ewigheid in jou hart. Om te lewe net vir hier en nou is nie goed genoeg nie. Dit gaan jou nooit vervulling bring nie. Lewe vir goed wat ewigheidswaarde het. Dit is genoeg vir 'n mens se hart. Die laaste gedagte net oor die opstanding. Dit verander ook alles oor ons verhoudinge met ander mense. Dit verander alles wanneer ons by 'n graf van 'n kind staan. Dit verander alles wanneer ons tragedie op tragedie oor ons voel kom.
Dit verander alles wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan. Die opstanding van Jesus beteken, hierdie wêreld so sleg soos wat hy nou is, so gemors soos wat hy partykeer vir ons voel, ons is nog nie by die huis nie. Ons is nog nie klaar geleef nie. Hierdie wêreld is net 'n spieelbeeld van wat kom. Hierdie wêreld gaan nuut gemaak word. God gaan 'n nuwe skepping vir ons maak, hy gaan 'n nuwe skepping bring, en hy gaan die ewigheid, my en jou nooi in sy ewigheid in. Hy doen reeds. Want dit waarmee hy besig is, maak nie hier klaar nie. Dit gaan vir ewig aan. Mag dit vir jou weer hoop, nuwe perspektief bring op jou eie lewe. Daarom sê Paulus, dis wat ons ook in die begrafnisformulier gebruik, bietjie later in hierdie brief sê hy, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou krag? Jy het niks meer krag oor my, of my familie, my gesin, my geestelike familie nie. Want toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy die dood doodgemaak. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u liefde en u genade en u vrede wat u in ons harte uitstort. Here, partykeer wanneer ons in hierdie wêreld leef met die sleg, met die moeilik, met die donker, wanneer ons die mensdom in die gesig staar en ons sien hoe die mensdom die aarde verniel, hoe die mensdom ander mense verniel, hoe ons baie keer onsself verniel, Here, dan wonder ons, wat is die hoop? Here, ons wonder, waantoe is alles heen op pad? Wat beteken my lewe? Wat beteken dit wat ek doen elke dag? Het dit enige waarde? Maak dit enige verskil? Bring dit enige hoop? Here, dankie vir u bevestiging vandag uit u woord uit, dat ons wat u kinders is, ons wat deel is van u koninkryk, u medebouers aan u koninkryk, Here, ons wat besig is met die dinge wat u verheerlik, wat eer aan u naam bring, Here, dat dit wat ons mee besig is in u naam en in u koninkryk, dat dit ewigheidswaarde het. Here, dat dit nooit verniet is nie, dat dit nooit te vergeefs is nie, dat dit nooit net niks beteken, Here, maar dat dit waarde het, dat dit ewigheidswaarde het. Here, dankie dat ons ook weet, wanneer ons geliefdes verloor, mense wat vir ons so belangrik is, vir wie ons lief is, wat vir ons dierbaar is, Here. Here, dankie dat ons kan weet, dat die dood nie 'n einde bring aan ons verhouding nie, Here. Maar dat ons ook weer in die ewigheid saam kan wees. Dankie vir daardie hoop, Here. Dankie dat u die oorwinning bring. Dankie dat u die oorwinnaar is. Ook die oorwinnaar oor die dood. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.